wonderbaarlik goed is vir elkeen van ons. So, ons gaan vanaand voortgaan waar ons laasweek opgehou het, maar voordat ek daar gaan begin, wil ek nou net 'n ordereling trek. Volgende week, ek het op die groep het gesê, het ek ongelukkig, het ons 'n troue in Durban, eintlik nie in Durban nie, in Bellito, of Umhlanga, waar ook al een van daai plekke. En ek moet soontoe gaan, so ek gaan dit nie kan maak nie. So volgende week kan jy 'n bietjie rus, maar jy moenie rus dat jy lui word nie. Jy kan net vir daai een aand rus hoor. Dan gaan ons daarna begin en ons gaan kyk hoe goed van daar af verloop. Okay, so dis die eerste ding, en dan het ons laasweek het ons gekyk na ons praat oor, ons is by C2. Dis die boekies hier so, ja. Daai is, ja, vat jy met enige van daai is reg. Okay, en daai is Engels, ja, daai is Afrikaans een. Okay, so ons het laasweek het ons begin met C2, ons het die onwankelbare fondasie, ons is nou by die struktuur, by die derde vlak van die struktuur. Ons het eers gaan kyk wat is die groot prent, en ek wens as ek daai sirkel vir julle noem, met julle almal kan sê, wat is die kern van die groot prent, in een sinnetjie opgesom. Wie van julle kan dit vir my sê? Wat is die sien die geheelprent, wat is die kern van dit? Wat moet jy kan sien, as jy wil weet waaroor gaan die koninkryk van God? Jy moet kan verstaan, dat die boodskap van die Bybel, die sentrale lyn deur die Bybel, gaan oor God se heerskappy. Wat verlore geraak het in Adam, en wat herstel moes geword het, en daar is 'n belofte gemaak om dit te kan doen. So, ek wil net die ding afsit, anders gaan ek die ding weer met aangee na waar is toe. So dit is dan waar, die eerste ding aan die tweede wat ons gaan kyk het, is verstaan die bouplan, en die bouplan het ons baie gepraat oor Christus, en die kern van dit alles is, jy moet glo en jy moet weet dat jy weet dat Jesus is God. Jy kan dit nie verbyredeneer nie, maak nie saak wat jou invalshoek rondom die Godheid self is nie. Jy moet uiteindelik kan uitkom by die feit dat die Here Jesus is God, en dit is die belangrikste van alles. So, hoe jy dit gaan beskryf, dis nie heeltemal 'n maklike saak nie, want ons is ongelukkig oor die jare in die wêreld, is ons redelik gebombardeer binne een enkele siening van die Godheid, omdat dit reeds in 169 of wat ook al jaar na Christus 'n algemene of 'n teologie was wat begin diep spore trap het, en uiteindelik op die twee hoofkonsilies wat daar gehou was, die twee hoofwerkersraadvergaderinge wat daar gehou was in daardie jare deur 'n klomp biskoppe en deur koning Konstantin self, en Konstantinopel daarna, is dit so dat daar is 'n teologiese siening vasgelê oor die Godheid, wat hulle daai jare beskryf het as hulle dit as ortodoks aanvaar. Met ander woorde, dit is die algemene siening van daai klomp ouens wat daar was, maar dit was eers in 330 na Christus, en toe daarna in 380 na Christus. So, dat 'n paar eeue verloop voordat daai teologie eintlik geboekstaaf is en letterlike voetprint gekry het om op te staan. In die Nuwe Testament sien 'n mens dit glad nie. Die Nuwe Testament gaan oor van die Ou Testament af, wat gebaseer is op God se beskrywing oor homself, en dit gaan oor Israel, die Here ons God is 'n enige Here. Nou vir my, wat belangrik is vanaand om te verstaan, is dat dit maak nie saak hoe ek dinge probeer interpreteer en hoe ek goed sien nie. Ek kan nie God se woord net verander om by my siening in te pas nie. As die Here sê, en ek gebruik die voorbeeld oor en oor dat julle dit kan verstaan, as die Here sê die maagd sal swanger raak, wat het swanger geraak? Die maagd het swanger. Hoekom? Want God het dit gesê. Die Here sê die donkie het met Bileam gepraat, so wat het met Bileam gepraat? Dis nie beeldspraak nie, dis nie 'n vergeesteliking nie. Die donkie, sy donkie, het met hom gepraat. Nou, het die Here nou 'n donkie geword? Nee, God praat deur die mond van die donkie. Nou, hoe doen die Here dit? Dis God se wil. Dis God se eie prerogatief, hoe hy dit doen. Dit is nie my en jou saak nie. Hy sê Jona, 'n vis het hom ingesluk. Hy sê die mense die appel in die tuin van die appel, julle hoor mos nou.
Hy sê die vrug in die tuin van die middel van die boom in die middel van die tuin geëet, Adam en Eva. Hy sê nêrens 'n appel nie, julle. So moenie goed inbring in die woord wat nie daar is nie, want iewers gaan jy pak kry daarmee. En as dit nie die gelowiges is nie, gaan die ongelowiges jou pak gee daarmee. So probeer altyd so naas moontlik aan die skrif bly en as jy nie weet nie, sê vrou regtig ek weet nie. Was baie goed wat ek nie weet in my lewe nie. En ek is nie bang om vir jou te sê hoor ek weet nie, ek sal gaan kyk na wat jy wil weet en wat jy vra en dan gaan ek vir jou kom en sê hoor dit is my siening daaroor. En moenie my siening altyd teologie maak nie. Maar daar is een ding wat ek weet dat die hele Joodse geloof in die hele Ou Testament is gebaseer op een God. Jy kan dit nie wegredeneer nie, jy kan dit op die internet gaan soek, jy kan met enige Jood praat. Hy glo daar's een God in die hemel. So met ander woorde, dit is hoekom hulle sukkel om Jesus Christus te aanvaar, want hulle kon nie verstaan dat hier staan 'n mens se seun voor hulle, wie ook die seun van God was, of die seun van God is, wat dan gesê het, hoorie, ek is die Here nie, ek is die seun van God. Hulle kon dit daarom gooi hom dood met klippe. Hulle wil hom doodgooi met klippe. Want hy doen 'n klomp wonderwerke en hulle wil hom doodgooi en hulle vra oor watter een van hierdie goeie werke wil jy my stenig? Hulle sê nie oor die goeie werke nie, maar omdat u wat 'n mens is, self God maak. So kan jy sien die hele verborgenheid van die saligheidsplan lê opgesluit binne die konteks van die godheid van Christus, julle. Want dit is Genesis 3 vers 15 wat ons reg van die begin baie klem op gelê het, die vervulling van Genesis 3 vers 15, baie dankie Johan. En as jy dit kan verstaan, Jesus het, hy moes kom in die vlees as die tweede Adam, om die gemors van die vleeslike eerste Adam weg te neem wat hy aangejaag het. Maar Adam het 'n vleesmens geword, hy was nie geskep as 'n vleesmens nie, hy het 'n lewende siel geword, sê die Bybel, en hy was die beeld van God, die refleksie van God in die tuin van Eden. Maar die oomblik toe hy sy gesag oorhandig aan die duiwel, toe raak hy onderworpe aan die gesag van die duiwel en verloor hy sy Adamiese gesag. En daarom sê die duiwel vir die Here Jesus self op die versoekingstyd, daar die 40 dae van versoeking wat hy hom versoek het, kom hy na hom toe en hy sê, ek sal aan u hierdie mag en hierdie gesag gee wat aan my oorgegee is, as u neerval en my aanbid. Want wat het Adam gedoen? Hy het eintlik hom aanbid, toe hy vir hom gesê het, hoor hierso, ek gaan doen wat jy vir my sê. So deur sy misleiding. En julle, dis waar die kruks van die hele koninkryk inkom, en dis wat Jesus kom herstel het. So, dit is dan die groot prent, en dit is dan die bouplan, en dit is dan die fondasie, wat ons by gekom het die vorige keer. Daar kan nooit 'n ander fondasie wees as Jesus nie. So, die groot prent is Christus, is die val van Adam en Eva, wat 'n belofte tot die Christus het. Die bouplan is letterlik God se verlossingsplan wat verborge is, wat deur 'n mens sou kom, en daardie mens uiteindelik is Christus, maar wie ook God in sy wese is. Want dit moet jy altyd bysê. Moenie net sê, want dan het jy 'n probleem. Dan soos by die derde een is lê 'n onwankelbare fondasie, en julle daar sommer net pragtige wonderlike skrifte wat vir jou reguit sê, hoor die Christus is die fondasie. So, niemand kan 'n ander fondasie lê as wat ons gelees deur die apostels en die profete, naamlik Christus Jesus nie. So, jy het eintlik daai hele lesing kan ons eintlik net in een vers opsom. Want hulle sê dit sommer so reguit in die Bybel. Maar ek het 'n bietjie voortgebou op hierdie, hoekom is dit die enigste fondasie? En ek het laasweek het ons daaroor gepraat en ons het stil gaan staan by Nebukadneser se beeld. En ek weet nie of julle al ooit daai koneksie gemaak het nie. Ek weet nie of ek het nog nooit eintlik iemand gehoor dit doen nie. Dalk is ek uit lynheid. Maar ek kan dit nie dink nie, want dit is vir my net eenvoudig te duidelik. Die koneksie rondom die beeld van Nebukadneser. Hoe lyk hy beeld? Sê gou vir my. Kop van goud. Okay, die bors en die arms van silwer. Waar is die koper? Die lendene, die middel van koper en dan die twee bene van yster en dan die voete van yster en klei. Maar julle moet net agslaan op dit. Die selfe yster wat binne die bene is die yster wat in die voete ingly. Hoor julle wat ek sê? Maar in die bene, hoekom is dit dan twee? Dis dieselfde hoekom is die silwer gedeelte die bors, want die bors het mos nou, as ek jou mos nou middeldeur sny, het jy mos nou 'n mooi, wat noem mense dit nou, wat noem julle dit?
Ja, as jy deursit met daar sal ons nou arm aan elke kant. Hoekom het die silwer 2 arms? Want die kop, wie's dit? Nebukadneser? Lyk my nie, hulle was laasweek hier nie. Die kop is Nebukadneser. Wat is sy metaal? Goeie goud. OK? Wat interessant is, kyk na die gewig. Die digtheid, dink is die digtheid wat dit bepaal. Van kop tot tone, hoe dit afneem ondertoe. So as jy net gaan kyk na die gewig van die kop van goud en die voete van yster en klei, dan kan jy ons nou dadelik sien hierdie beeld is 'n wankelragge beeld, verstaan jy? So hy shake en dit is hoekom die wêreld so wankelrag is, want daai hele beeld en jy kan maar gaan lees daar in die boek van Daniël waar hy die droom uitlê, dit gaan oor een ding, dit gaan oor die 5 wêreldmoondhede wat daar sou wees. Tot op die koms van die Here Jesus Christus in die Romeinse Ryk se era. Want Daniël gee presies die dae en die jare, spel hy uit in daai goed, jy kan wel gaan nalees daarop, ek het nie daarop ingegaan nie, ons gaan miskien daarop ingaan wanneer ons gaan kyk na een van die 6 pilare wat gaan oor die wederkoms van Christus. Sal ons daarna kyk. Maar daar sien jy die kop en dan, dit was die Babyloniese Ryk, met ander woorde is Nebukadneser. Dan gaan jy na die silwer gedeelte toe, wat 2 arms het. Wie was dit? Kores en Darius. Die koninkryk van die Mede en die Perse. Kan jy sien, daar was 'n samestel en samevoeging van 2 koninkryke, wat hierdie een koninkryk kom vorm het. En dan gaan jy nou weer oor na die koper toe, en wie is die koper? Dis Alexander die Grote, wat was sy naam? Dis die Griekse oukies, né? OK, so dit is jou Griekse ryk. En dan kom die Romeinse ryk, wat yster is, en wat alles fyn trap en stamp in harde koninkryk, en hulle is die 2 bene van yster. Nou julle, die Romeinse ryk het 2 dele gehad. As ek nou reg kan onthou, dit was die westelike en die oostelike ryk. Met ander woorde, dit is die 2 ryke waaruit hy bestaan het. Hy het uiteindelik in dit ingekristalliseer. Hy het begin by die heupe, van die bene het hy oorgegaan, maar uiteindelik het hy 2 koninkryke uit, en dan deel hy in 10 koninkryke wat die tone is. So jy kan daai goed gaan kyk, dit is in geskiedenisboeke, dis nie ek wat dit sê nie, gaan kyk in enige geskiedenisboek en jy dit sien. So dit is hoekom daai beeld verteenwoordig die hele wêreldryk, en ons moet dit verstaan, en dit neem af van gehalte, van metaal, van kop tot tone, en dit toon 'n absolute wankelbare ding. So Daniël sê, dit is die verteenwoordiging van die wêreldse koninkryke, maar dan gebeur daar iets. En wat sê daai droom verder? Hy sê, en u het gedroom en gesien, dat daar 'n klip losraak, sonder die toedoen van mense hande, en daai klip is Petra, OK? Met ander woorde, dat 'n klip losgeraak, sonder die toedoen van mense hande, wat hierdie beeld aan sy voete getref het, dan sê die Bybel, en letterlik oor hierdie beeld gerol het, as jy die konteks van daai skrif gaan lees, en elke stuk wêreldsmag wat van die kop was tot by die tone verpletter het, sê die Bybel. Hy het dit verpletter. Hy sê net, hy het dit fyn gestamp, dat dit soos poeier geword het, soos kaf, wat in die wind verstrooi word. As ek dit sê, dan die impak van die woord van God, voel julle hoe die salwing net saam, as 'n ou net daai woorde gebruik, hierdie klip wat losgeraak het, wat hierdie totale wêreldsmag uitkristalliseer. Hy vernietig hom in sy totaliteit. Hoekom? Want hy's in hierdie Romeinse ryk besig, en wat doen Jesus? Hy vestig die grootste koninkryk van alle koninkryke, die koninkryk wat van die begin af deur Adam en Eva op hierdie aarde gevestig moes word, kom hy, en hy kom vestig hierdie koninkryk, en die Bybel sê, en daar word 'n koninkryk gevestig, wat nooit weer in die hande van mense sal kan val nie. Nooit weer sal dit 'n koninkryk was deur mense beheer sal word nie, maar dan maak hy 'n kwystelling. Dan sê hy, hierdie klip het 'n rots geword, wat die hele aarde gevul het. So wat sê hy daar? Gaan dan heen, maak disippels van alle nasies,
en doop hulle in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees. Verkondig hierdie evangelie. Watter evangelie? Die evangelie van die koninkryk van God aan die ganse mensdom. En hoe moet hulle dit doen? Hy sê, en ek sal my gemeente bou op hierdie ewige rots. Kan jy sien, kind van die Here, as nie 'n manier dat jy daai profesie van Daniël kan losmaak van die krag van God se koninkryk nie, man. As nie 'n manier nie. Jy gaan my nie anders oortuig nie. Ek en jy is op hierdie rots gevestig, saam met Petrus, die Petros. Ons staan op Petra. En ons is besig om saam te rol en hierdie aarde in besit te neem. Ek wil hê jy moet dit verstaan. Tot op die dag wanneer die koning van alle konings weer gaan verskyn en daardie olyfberg in twee gaan splyt en daardie oorlog wat die wêreld teen Israel gaan hou. En dit moet jy snap vandag. Dan in daardie oomblik gaan Israel uitgeklee wees. Daar gaan geen manier wees dat hulle in eie krag iets kan doen nie. Dan gaan daar 'n skeur kom, 'n aardbewing gaan die aardkors skeur en daar gaan 'n toevlugsoord vir daai klomp Jode uit Jerusalem uit wees om te ontvlug. En dan sal hy verskyn, hy gaan staan, die een wat hulle deurboor het, en dan sal hulle weet hy was die Messias, die koning van hulle konings en die Here van die Here, man. Dis die God wat ek en jy aanbid, man. Dis die Bybel wat vas is. Dis onwankelbaar vanaand. Jy moet dit verstaan. Dit kan nie beweeg word nie. Dis vas tot in ewigheid. Daarom dank ek die Here. Weet jy, ek sit vandag op die bank en al wat ek ervaar is sy teenwoordigheid. Ek ervaar sy grootheid. Ek ervaar sy goedheid. Ek lê daar in die hospitaal. Weet jy wat doen die Here? Hy sit my, hy's daar lê 'n diaken reg oorkant my. Hy daar gesit toe ek al gekom het. Hulle moes een of ander hulle moes sy hart toets en hierdie wat noem hulle dit tog 'n angiogram moes hulle met hom doen en hy het uitgewag vir dit. En hier stoot hulle my en ek wag hulle met die klippe uit my lyf uithaal so. En hier kom stoot hulle ou in redelik hier laat aand al kom 'n ou in, maar hy praat Portugees en ek praat nie Portugees nie. Ek praat Portugees wat ek en jy kan verstaan. Hy praat lelike tale julle. Hy praat nie die tale van mense Engel, hy praat ander tale en toe hy nou redelik rustig raak toe hoor ek nou hierdie is een of ander dominee en ek gaan nou sy naam vir julle noem nie, maar hy is 77 jaar oud, maar hy's 'n predikant in die hervormde kerk en hy lê daar en ek dink liewe Here, ek het hierdie ou hier ingehoor kom, ek het nie 'n dominee hier gehoor inkom nie, ek het 'n wêreldling hier gehoor inkom. In die volgende oomblik stoot hulle 'n ander oom daar in, 87 jaar oud, maar daar's 'n salwing op daai oop. As hy sy mond oopmaak, is die liefde van Jesus daar. As hy sy mond oopmaak, is die krag van God daar. As hy sy mond oopmaak, dan voel jy die Here se teenwoordigheid. En hy lê daar, sy skouer gebreek het geval. Hy skud soos hy bewe, gaan daai ou oom en hy lê hier langs my en hier lê 2 pastore aan die een kant en 2 hervormers aan die ander kant, 'n predikant en een van sy ouderlinge aan die ander kant. En naderhand hier seker so hier agter die aand vra die dominee my, sê hoor hierso. Hy sê vir my nou, "Boet, sê vir my nou, wat doen jy?" Ek sê vir hom, "Oom, ek wil nie vir jou sê wat ek sê, dominee, ek wil nie vir jou sê wat ek doen nie." Ek sê, "Maar weet jy wat, ek is 'n pastoor, maar ek voel nie soos 'n dominee nie." Dit word so stil in daai vertrek. En hy sê vir my, "Ja, ek weet nie wat bekeer ons hervormde predikant is." Hy sê ons rook en ons vloek. Ek sê dominee, moenie bekommerd wees nie, ek oor nie daaroor nie. Ek sê ek sal graag met jou wil praat. Hy kan nie beweeg nie, sy heup gebreek op 4 plekke. Hy 2 weke voor dit 'n heupoorplanting gehad. En hy val en hy breek die ander kant se heup. Maar die wonderlikste oom. As 'n diepte van, ek praat van kognitiewe kennis by hom, wat jy net kan melk. Ek begin met hom praat, ek vra vir hom, waar bly jy? En ons praat en toevallig ken ek 'n klomp geskiedkundige feite rondom die plek waar hy bly, en ek begin met hom praat daaroor, en hy is verstom oor dit. En ek sê, wat jy nie weet nie, is jou kerk het in die begin daai huis gekoop, by die ou wat my kerk gestig het. Ek begin met hom praat daaroor, en die oom staan daar, en ek sien dit raak hom so diep in sy hart. En die res van die tyd wat ons daar lê, elke keer as hy 'n lelike woord en sê, hoor die pastoor, ekskuus, ek vra hom verskoning. Sê my nie ons om verskoning vra, hy praat met die Here. Jy skuld my niks. Moenie skuldig voel omdat ek hier is nie. Al wat ek weet is, God se liefde is vir jou so groot. Omdat hy vir ons almal so groot is.
En daar lê ons 4 mense, almal eintlik kerkmense, ons kom met mekaar praat oor die diepte van die Here. En dit was my kosbaar. Hoe die Here net eenvoudig in daai 5 dae of daai 3 dae wat ek daar gelê het, net eenvoudig gewerk het en dit vir ons so maklik gemaak het dat ons ook in dit net sy liefde kon ervaar. So die Here is groot en hy is goed. So jy's op die rots. En daar het ek die Here net sy teenwoordigheid in die nag, deur die dag. So ervaar ek sy teenwoordigheid. Hoekom? Want ek is in 'n koninkryk. Die Bybel noem dit die Engels sê unshakable kingdom. Sy koninkryk kan nie geskit word nie. Nie deur wêreldgebeure nie. So moenie bekommerd wees oor wat jy sien, wat gebeur, al die ons is in die laaste vak voor die wederkoms. Daar is die goed is vervul. En ons moet ons gereed maak. En in hierdie afgelope week het die Here vir my rigting gegee ook wat uiteindelik, wat ons hier moet doen. En dis 'n ding wat al jare in my hart brand, maar ek weet nou so 'n bietjie van wat is die vertrek van rondom dit. En ons sal een of ander tyd daarby uitkom as die Here se tyd reg is. Okay, so julle is almal met die beeld. Dan het ek afgesluit laasweek met Jesaja 61 wat sê die Gees van die Here is op my omdat hy my gesalf het om 'n blye boodskap te bring. En die eerste 2 verse van daai boodskap kom en dit gee vir ons die bediening van Jesus. En wat sê hy daar in Jesaja 61? Hy sê om gebrokenes heel te maak, om die wat in gevangenis is vrylating te gee, om die wat gebonde is vry te spreek, dan noem hy 'n klomp dinge daar wat die Here Jesus sal doen. Maar wat ons mis is vers 3 en 4. Want die eerste 2 verse gaan oor Jesus se bediening. Maar die volgende 2 verse gaan oor elke een wat uit vers 1 en 2 gekom het. So kom lees gou vir my skrif, en dan gaan ons oor na vanaand se lesing toe. Jesaja 61 vers 1 tot 4. Die Gees van die Here is op my, omdat die Here my gesalf het om 'n blye boodskap te bring. Ekskuus, ek wil net, terwyl jy so, ek gaan nou net 'n rede val, want ek wil hê julle moet die konteks verstaan. Die Gees van die Here is op my. Wat gebeur in die doopbad? Die Gees van die Here kom op hom. Die Gees van die Here is op my, omdat hy my gesalf het. Ek het hom gesalf, sê daar by die doopbad sê ek het hom gesalf. En as hy is my geliefde seun. En dan sê die Gees is uit my gesalf om 'n blye boodskap te bring, om die evangelie te verkondig, né? En Jesus open sy hele bediening met die boodskap van die evangelie, met die goeie nuus van die evangelie van Christus, van die koninkryk van God. Gaan nou aan sê vir my verder. Om 'n blye boodskap te bring aan die ootmoediges. Aan die ootmoediges. Hy het my gestuur om te verbind die gebrokenes, om vir die gevangenes 'n vrylating uit te roep en vir die geboeides opening van die gevangenes. Okay, so gevangenes 'n vrylating, dan sê hy vir die geboeides, julle elke wat gebind is met sonde, met een of ander probleem, om vir jou vrylating te gee. Wat sê hy dan? Om uit te roep 'n jaar van welbehaag van die Here en 'n dag van die wraak van ons God. Om uit te roep 'n jaar van die welbehaag van die Here. So met ander woorde, hy sê ek het gekom om uit te roep die vervulling van wat God besem het. En dan sê hy, wat gaan die effek daarvan wees? Die geboeides, die gevangenes, die gebrokenes, almal wat stikken is, gaan die Here heel maak. Nou hoor wat sê hy nou in die volgende verse. Nadat hy dit uitgeroep het, die jaar van die welbehaag. Om al die treurendes te troos, om vir die treurendes in Sion te beskik, dat aan hulle gegee word sieraad vir as, vreugdeolie vir treurigheid, gewaad van lof vir 'n verslae gees, sodat hulle genoem kan word terebinte van geregtigheid. Okay, sodat hulle gewoon kan word, sodat hulle genoem kan word. Wie is die hulle? Dis die wat in die gevangenis is, die wat losgemaak is, die wat stikken is, die wat gebroken is, die wat, daai laaste wat sy sê, daai laaste sinnetjie sy daar gelees het, voordat sy oorgaan in die terebinte toe. So kan jy sien,
elke een wie Jesus se lewe geïmpakteer het, in wie Jesus se lewe 'n invloed uitgeoefen het, elkeen wat hom aangeneem het, sal 'n terebint van geregtigheid genoem word. En 'n terebint is 'n boom, 'n aanplanting van die Here. 'n Terebint is 'n boom. Met ander woorde, sal 'n boom vir die Here wees. En wat doen 'n boom? Hy gee skaduwee en hy gee vrug om te eet. Kan jy sien? En hy gee hout vir jou vuur as jy nodig het, wat ook al daarmee. So, jy sal 'n aanplanting van die Here wees. En dan wat gaan hy aanplanting doen? 'n planting van die Here tot sy verheerliking. Dit gaan God verheerlik. En hulle sal die ou pynhope bou, die verwoeste plekke uit vroeër dae weer oprig en die verwoeste stede weer nuut maak, wat woes was van geslag tot geslag. So kan jy sien, so wat gaan daai ouens doen wat uit daai gebrokenheid uit heel word in hierdie jare van in hierdie tyd van die welbehaag van God? Hulle. Ek lees hy skrif tog, Here, kyk hoe getrou is die Here met daai skrif. Ek het hom nie eens in nie. Nie in daai konteks nie. Dis 'n deel van die bou van die huis. Hulle gaan die ou pynhope herbou, wat afgebreek is sal hulle oprig. Ou stede wat verwoes is, gaan hulle herstel. Van geslag tot geslag. So alles wat die duiwel oor die geslagte heen vernietig het, gaan almal wat hierdie boodskap van hierdie Here Jesus aanneem, gaan herstellers en restorers, dat is die Afrikaanse woord, herstellers wees van dit wat gebroken is. Restoreerders. So, ons moet verstaan vandag, God het jou hiernatoe gestuur, jy's 'n restoreerder van dit wat die duiwel oor die eeue heen afgebreek het. En daar waar ons gaan, daai koninkryk, so daai klip groter word, moet ons restoreer. Ons moet regmaak wat verkeerd is, en om dit te kan doen, het ek kennis nodig, ek het God se salwing nodig, ek het die Heilige Gees nodig. Okay? Die vreemdelinge sal staan en julle kleinvee oppas, en uitlanders sal julle landbouers en wynboere wees. Maar julle sal priesters van die Here genoem word. Aan julle sal gesê word, dienaars van ons God. Julle sal die rykdom van die nasies eet en op hulle heerlikheid julle beroem. Okay, soos jy 'n nuwe BMW wil ry, doen die werk, want die rykdom van die nasies gaan kom. Jy het net gesê wat kom dit om 'n BMW te hê. Nee, daai rykdom gaan kom, hoor. Glo my. So kan jy sien, daar soos beloof die Here jou, jy gaan voorspoedig wees, hy gaan vir jou sorg, hy gaan vir hulle sorg, want God sorg vir sy kerk, julle. God dra sy kerk. God het mos nie behoefte aan niks nie, hy sê alles behoort aan die Here. Okay? In plaas van julle skande ontvang julle 'n dubbele deel, en in plaas van die smaad sal julle jubel oor julle deel. Daarom sal hulle in hul land 'n dubbele deel in besit neem, ewige vreugde geniet. Ewige vreugde, julle, daar's mos nie 'n ander manier behalwe om God nie. So kan jy sien, ek en jy is 'n deel van die restoreerders, van die opbouers, van die, wat het jy nou nog gesê woord? Die herstel van God se huis. En wat is daarmee is ons besig? Herbou sy huis. So, en hoe gaan jy dit doen? Want ons is die tempel van die Here. En die enigste manier hoe ek herstel kan bewerk, dit gaan nie hier oor grond en geboue nie. Dit gaan hier oor die stikkende mense. Wat Jesus kom doen het, moet ek en jy voortsit. Ons moet dit wat verwoes is, moet ons opbou, en ons moet dit in mense se lewens inbou. So sê vir my, ons het nou begin, ons het laas geëindig by bladsy 10. So ek wil vanaand, so met ander woorde, dit is 'n deel van, hoekom is dit Christus se fondasie? Julle, want ek en jy is op die rots. Ek wil op geen ander plek wees behalwe op die rots van Christus nie, want hy is my fondasie. Dis 'n onwankelbare stelsel, daai klip is onwankelbaar, dit trek die wêreldse stelsel en dit klee dit uit. En dit maak dit tot niet. Nou sal julle vir my vra, maar hoekom is ons dan nog steeds binne in die wêreld? Okay, ons sal daai vraag antwoord as ons by die wederkoms kom. Dit gaan oor die hoop van elke Christen. Dit gaan oor dood, waar is jou almal doodryk, waar is jou pestilensie? Hy het dit ten volle oorwin. Nou stuur hy ons om daai koninkryk te kom vestig. Hy klip, ek dank die Here, die klip in die beeld getref, en toe word die klip na die beeldstukkenis 'n rots. Op hierdie rots sal ek my gemeente bou. Hoekom? Want toe begin dit spoel. Ons gaan kyk net na Handelinge, gaan kyk letterlik na Handelinge 3 tot Handelinge 8. Jy kan eintlik sommer by 5 stop. Dan gaan jy die radikale groei in God se koninkryk sien. Dis eers 3000 siele
dan is dit 5000 manne, dan is dit 5000 manne, en dan is dit 10.000 manne. So binne die konteks van daai eerste paar hoofstukke in die boek van Handelinge, sien jy die radikale groei van die kerk van Jesus Christus. Hoekom? Want die oomblik toe die kerk op die rots van Christus begin staan, toe begin hulle net grondgebied wen waar hulle gaan, en hulle begin hierdie wêreld in besit neem. So, die volgende ding wat ek wil hê is, hoekom is dit vir my, hoekom is dit die enigste fondasie? Hoekom wil ek nie 'n ander fondasie hê nie? Ek wil vir jou sê, hoe lyk Jesus se voorbeeld? Want as ek sy voorbeeld verstaan, gaan ek dis wat ek wil hê. In hierdie boodskap wat ek jou vanaand gaan bring, vir 6 jaar lank het ek gebid oor die kerk per se. Want ek het gesien, daar's gemeentes wat absoluut vooruit gaan. Dan is daar gemeentes wat stagneer, en dan is daar gemeentes wat agteruit gaan. En ek kon dit nie verstaan nie. Dis in dieselfde koninkryk, dis dieselfde God, dis dieselfde kerk, dis dieselfde, wat is die rede daarvoor? En vir 6 jaar lank het ek die Here gevra, Here, ek wil weet, hoekom is dit so? En toe begin die Here met my die boodskap van die koninkryk deel. En dit wat ek vanaand met julle gaan deel, is dit wat die Here my daai tyd gegee het, in 2002. Die krag van hierdie goed was so radikaal, dat met 'n ou op 'n telefoon praat, dat in die ander kant die teenwoordigheid, hy sit in Port Elizabeth, en ek sit in Pretoria, dat die teenwoordigheid van die Here op hom val daai kant. Net deur dit wat hy oor hierdie lyn hoor. So kind van die Here, hoor mooi vanaand. Christus is jou rots, hy is jou fondasie, hy is die klip waarop jy staan. En een van die redes is, hy het vir my 'n voorbeeld gestel wat onwankelbaar is. En as ek daai voorbeeld vanaand het, is dit waarna ek streef. En dis waarna ek en jy moet streef. So hoe lyk Christus se voorbeeld? Ons as Christene, of as ons as Christen geroep is om die voorbeeld van Jesus se voetspore te volg, en ek het laas met julle gepraat oor sy voetspore, dan letterlik, kom agter my aan. Hy kom daar by die meer van Genesaret, en hy sê vir die ouens, kom agter my aan, en ek sal van julle vissers van mense maak. Die woord agter in Grieks is opizo, dit is to follow behind, en ek het laas met julle gepraat oor die trok, waar wil jy ry? Okay, en almal van julle wil voor die trok kom, maar dit is duidelik dat ons moet liewer agter Jesus bly, né? Want die oomblik as ons langs hom kom, dan begin ons eie denke doen, ons begin ons eie wil soek. En nou kom die Here en hy sê, kom agter my aan, volg my voetspore. En Petrus sê, hy het ons geroep om in sy voetspore na te volg. So loop in Jesus se voetspore. Nou julle, wat beteken dit as ek vir jou sê, loop in my voetspore? Die eerste plek is, jy kan nie na ou se voetspore loop as jy nie agter hom is nie. Jy moet agter hom wees. Ek weet nie wie van julle het al ooit gejag nie. Nou ek het nou baie in my lewe gejag, saam met 'n klomp pelle, ek het 'n klomp pelle gehad wat baie in die jagveld is. Dan het jy 'n spoorsnyer. Nou jy loop nie voor die spoorsnyer nie, jy loop ook nie langs die spoorsnyer nie. Jy loop agter die spoorsnyer. Want daai spoorsnyer hy trap wat jy hom amper nie kan hoor hy trap nie. Anders dan plons jy langs hom en dan is jy goed lankal weg in die tyd dat jy dink jy het nog iets geskiet, is die son al onder, want jy nog niks gekry nie. So jy loop agter daai ou. En as daai ou lig loop, het jy al agtergekom jy kan lig loop. Okay, nou weet my ma bly mos hier by ons, sy's 92 en sy kan nogal baie moeilike ou tannie. En as sy in die aande slaap, ons is baie bang om haar wakker te maak, want dan moet ons weer daai moeilikheid bietjie oorsien en dan moet ons haar weer in die gou kry, né? So ons probeer haar, sy slaap probeer ons haar daar hou, dat sy slaap, wat ons kan rus. Okay, nou loop ons, nou sy's naby een van die badkamers, nou as jy soontoe wil loop, hoe loop jy? Jy loop sag. Nou julle, ek weeg nou seker na die operasie, as ek daarom so 'n bietjie lig trek, is dan so onder die 100 nou, maar tot ek kan sag loop. Okay? So almal van ons weet wat dit is om sag te loop. So as daai ou sag loop, loop ek sag. As daai ou vinnig loop, loop ek vinnig. As hy stadig loop, loop ek stadig. As hy onder deur 'n boom se tak kruip, buk ek en ek kruip onder deur dieselfde tak. Ek loop nie my eie pad nie. Dit is wat dit beteken. Nou kom ons, daar's 'n voorbeeld vir ons wat die Here vir ons neergelê het. Nou as ons dan geroep is om agter Jesus te loop, is daar 'n logiese vraag wat in my hart opgekom het. Hoe lyk Jesus se voetspore? Hoe lyk sy voorbeeld? Met ander woorde, want daai tyd was dit mos nou maklik, want Petrus kon agter Jesus loop
Okay, want Jesus was fisies daar. En dit stap die rabbi. Hy kon hom volg, want daar was 'n fisiese liggaam. Maar nou is ons hoeveel 1000 jaar later, 2000 jaar later, 2025 jaar later, nou, daar's nie 'n fisiese liggaam wat ek kan volg nie, daar's nie 'n fisiese mens wat voor my uitloop nie. Al wat ek nou kan doen is, ek moet sy voetspore vind, en ek moet dit volg. En waar vind ek dit? Kom, waar vind ek Jesus 'n voorbeeld? Geen ander plek as in sy woord nie. Ek dank die Here vir daai klomp apostels wat in die briewe geskryf het, wat in die Nuwe Testament geskryf het, onder die leiding van die Heilige Gees. Want alles wat vir my en jou nodig is om Christus se voetspore te volg, staan in die Bybel. Dis daar. Ons moet dit net doen. Nie maklik nie. Want dit is hierdie stuk vlees wil heeltyd mos 'n bietjie wegdraai, né? So hoe lyk hierdie voorbeeld? In Markus 1 vers 14. En nadat, nou hier begin die Nuwe Testament begin eintlik met die boek van Markus. Ons die vertalers het Matteus eerste gesit, maar Matteus is waarskynlik nie die eerste boek van die Nuwe Testament nie. Markus is waarskynlik die oudste boek van die Nuwe Testament. En hulle het Markus daar word gereken dat Markus was voorgeskryf eintlik deur Petrus. Markus het dit geskryf, maar Petrus het dit voorgesê, die apostels, met ander woorde, hulle sê, dit is maar geskiedkundige feite sê, ek weet nie of dit so is of dit nie so is nie, maar die punt bly staan is, Markus, waarmee begin die Ou Testament? In die begin. In die begin het God. Waarmee begin die boek van Markus? In die begin. Die begin van die evangelie van Jesus Christus, die Seun van God. Die ander begin nie, miskien Johannes. In die begin was die woord en die woord was by God en die woord was God. Maar julle sal sien Johannes is dit 'n sinoptiese boek, dis 'n ander, dis nie 'n evangelieboek nie, daar's ander beskrywing wat ek nou nie daarop wil ingaan nou vanaand nie. Maar hier die hele Nuwe Testament vir my en vir jou is genoeg rigtinggewend om ons te begelei om Jesus se voetspore te volg. Nou kom ons begin by Markus 1. En nadat Johannes oorgelewer was, het Jesus in Galilea gekom, en wat het hy gedoen onmiddellik nadat hy die stokkie by Johannes die Doper oorneem? Die ding soos aflos. Wat doen hy? Onthou, Johannes die Doper neem oor by die profete, Jesus neem oor by Johannes die Doper. Wie neem oor by Jesus? Die apostels neem oor by Jesus, en wie neem oor by die apostels? Matteus 24 vers 14, die kerk van Jesus Christus. Ok, so kan jy sien, dis soos 'n afvalstokkie wat oorgegee word. So, hier sien jy, Johannes die Doper word gevang, sy kop word afgekap, sy lewe is verby, en onmiddellik toe dit gebeur, tree Jesus na vore, en hy begin die leemte vul wat daar is. En nadat Johannes oorgelewer was, het Jesus in Galilea gekom, en die evangelie van die koninkryk van God verkondig. So die openingsverse van die boek van Markus, die openingsverse van Jesus se lewe, sê vir ons, wat is die boodskap wat Jesus verkondig het? Nou lees nou by weer daar en sê vir my, wat is die boodskap wat hy verkondig het? Lees weer daar. Baie dankie Tini, staan dit so daar? So daar is nie 'n uitgesuigde duimsuig ding nie, né? Weet jy wat interessant is? Presies, woord vir woord, die boodskap wat Johannes die Doper sy bediening open, gebruik Jesus om sy bediening te open. Woord vir woord. Die boodskap van die evangelie, die goeie nuus van die koninkryk van God. So wat het Jesus kom doen? Hy het die goeie nuus van God se heerskappy, Johannes die Doper proklameer, die goeie nuus het aangebreek, die tyd het aangebreek vir die goeie nuus van die koninkryk van God. Bekeer julle en glo hierdie goeie nuus. Hy sê eintlik het dit naby julle gekom, sê Johannes die Doper. Nou kom Jesus en hy open hierdie sy bediening met dieselfde woorde. En nadat Johannes oorgelewer was, het hy Jesus in Galilea gekom en die evangelie van die koninkryk van God verkondig. Met hierdie openingsvers in die Nuwe Testament sien ons wat die inhoud van Jesus se boodskap was. En julle moet hierdie goed onthou.
Dit het gehandel oor die evangelie van die koninkryk van God, presies soos Johannes die Doper. Ons het gesien dat hy van sy volgelinge verwag om in sy voetspore te volg, want hy sê vir hulle in vers 21, kom agter my aan, en hoor wat gebeur nou. Nou sê hy, volg my waar ek gaan. En in vers 21 vind ons Jesus met hierdie eerste 4 disippels, en dit is die eerste, julle probeer nou Jesus se voetspore in jou denke volg. So die eerste ding wat Jesus doen is, hy gaan deur die bad van wedergeboorte, hy word gedoop. Die krag van die Gees kom op hom neer, hy word uitgelei deur die Heilige Gees in die woestyn in, waar hy vir 40 dae en 40 nagte gaan vas en bid het. Hy oorwin die duiwel, nadat die Gees van God op hom gekom het, oorwin hy die duiwel, en stap hy uit, en die Bybel sê, in die krag van die Heilige Gees, keer hy terug, na van waar hy gekom het, en verkondig hy hierdie boodskap. So nou is die salwing van God se Gees begin werk, deur hom, op hom, in hom, want hy is die salwing. Dieselfde Gees wat hy daar in die doopbad ontvang het, werk in hom, deur hom, want hy is God. Maar die vlees, dit neem beheer oor die vlees in sy totaliteit, en Jesus, die geesmens, begin regeer wat Adam in die begin van die tuin van Eden moes gedoen het. Onthou, hier is die opening van Jesus se openbare bediening, né? Nou kom hy in hierdie gedeelte in Kapernaum aan, of hy kom eers in vers 21, kom ons lees daar. Nou kom hy eers by die meer van Genesaret, en hier sit 2 ouens, en hulle maak hulle werk daar in hulle visgery, en hulle nette, en hulle bote, en hulle goed, en hulle is vissermanne. Nou kom Jesus by hulle verbygeloop. Wat sê hy vir hulle? Kom agter my aan, follow behind, walk back, come in my footsteps. Wat doen hulle? Hulle los alles, en hulle volg Jesus. Nou moet jy mooi verstaan, jy sien, ek wens ek het tyd gehad, julle hierdie 2 uur kap my maag. Jesus kom nie net uit die bloute uit, en hier loop hy langs die meer van Genesaret, en hier sit 2 ouens en hulle vang vis, of hulle maak hulle visgery gereed, en hy loop by hulle verby en hy sê, hey, julle pelle, kom agter my aan nie. Dink vir jouself, jy sit nou vanaand hier, en hier stap nou 'n ou hier in, en hy sê vir jou, kom agter my aan, kom volg my. Wat gaan jy doen? Wat praat hierdie ou nou? En as hy nog soos 'n rasbanjie lyk, dan wil ek vir jou sê, dan gaan jy nog 3 keer dink, jy gaan dit nie doen nie. Okay? Jy gaan dit twyfel, niemand gaan dit doen nie. Dis nie wat hier gebeur nie. Hier was 'n voorloop. Hulle het hierdie Christus ontmoet by Johannes die Doper. Hulle het reeds tyd met hom spandeer. Daar by die Jordaanrivier waar Jesus op pad was en waar hulle daar met hom ontmoet het, dat 'n tydsverloop gebeur. Hulle het hierdie Christus daar leer ken, hulle het Johannes die Doper gehoor sê, daar is die lam van God. Hulle was die mense, in hulle harte, dis hoekom hulle uitgesoek was in daai tyd. Ek glo dat daai eerste disippels by die Jordaanrivier, want die Bybel sê dit. Dit is Andreas wat by sy neefie kom, Nathanael, hy sê vir hom, ons het die Messias gevind. Ons het hom gekry. Nou julle, hoe kry jy iets? Jy moet hom maar soek. Want hulle die skrifte gevat en in hulle eenvoud het hulle verstaan dat as die wegbereider daar is, dan moet die Messias iewerster daar wees. En hulle daai kompelle het gesê, dis 'n klomp familielede, boeties en neefies, en hulle het bymekaar gekom en gesê, ons gaan hierdie Messias soek. Ons gaan nie weg tot ons hom nie. Daar was 'n begeerte, glo ek, in hulle harte om met hom te ontmoet. En hier staan Johannes die Doper en net 2 disippels reageer op hierdie woord. Daar is die lam van God. En hulle volg Jesus.
voordat hierdie gebeurtenis hier plaasvind, het hulle klaar Jesus ontmoet, man. Hulle was klaar gerad, hulle het klaar sy liefde ervaar, hulle het sy krag begin sien, hulle het sy salwing ervaar, hulle het die teenwoordigheid van God op hom begin ervaar. En hulle besluit, ons los alles, ek soek dit. En hulle volg hom. Nou kom in die Bybel, en sê die eerste 4 ouens, Petrus, sy boetie, Andreas, Johannes en Jakobus, dis die 4 boeties, maar is daai twee boeties, hulle 4 was neefies. Kom in vers 21, sê die Bybel, sien ons dat hy in die sinagoge ingaan. So wat is die eerste voetstap wat jy hier sien? Voetbril nie, dis die eerste, dis al die 3de of die 4de een. Maar wat sien jy hier? Ek het die Sabbat in die kerk. Okay. Nou as ek Jesus se voetspore volg, waar kry ek Jesus? In die sinagoge. Nie by 'n huiskerk alleen nie. In die sinagoge, tussen die ander gelowiges. Okay? Is baie mense vandag wat sê ek het nie 'n kerk nodig nie. Ek wil jou vra. As jy glo jy aan die eindgebeure, dan gee jy sê ja. Daar's 'n stem wat roep. En Johannes is op die eiland van Patmos en hierdie stem is soos 'n gedreun van waterstrome. En die Bybel sê hy het gewonder wie praat met hom, dis soos 'n gedonder. En hy kyk om te kyk wie met hom praat. En toe sien hy die seun van die mens. Hy sien die lam van God. Waar? Tussen die 7 kandelare wat die 7 gemeentes van God voorstel. So as jy Jesus soek, waar gaan jy hom kry? Waar gaan jy hom kry? Nie in die kerk. Tussen sy gemeentelede. Okay? Nie net in die kerk per se nie. Want daai skrif sê, die 7 gemeentes van Asië, dis waar hy hulle kry. Dis waar hy hom vind. Dis waar hy staan, dis waar hy wandel. So ons moet daarop let. Dis een van die voetspore. So jy moet eintlik hierdie goed lees en vir jouself. Ek het op 'n stadium toe op 'n hoofkantooropleiding gedoen het in die nasionale kerk, het ek sulke voetspore geteken. En elke voetspoor het ek 'n vers opgesit. Elke voetspoor het ek 'n vers opgesit met die vers langs en uitgeskryf. En so het ek begin by die begin. En moet hulle hierdie pad begin loop wat Jesus geloop het. Ek wonder waar is hy ding? Ek moet nou eintlik gaan soek. So dit is wat ek en jy moet navolg. So jy 4 disippels saam met Jesus, nou wat gebeur nou? Nou kom hy in hierdie sinagoge aan. En hulle het in Kapernaum gekom. Waar die sinagoge gestaan? In Kapernaum. En dadelik, en ek wil jy moet mooi gaan kyk die woord, en dit is wat my getref het, dit is ook tot hierdie insig begin kom het. Hierdie woord dadelik, kom, as ek het reg kan hou, of 13 of 16 keer voor, binne hierdie eerste paar hoofstukke van Markus. Ek dink eintlik in hierdie eerste hoofstuk, in hierdie hoofstuk wat ons nou mee besig is. Markus 1. Kom hy soos 13 keer voor, die woord dadelik. Nou as ek vir jou sê dadelik, wat bedoel dit? Nou. En dadelik, en hulle het in Kapernaum, en dadelik op die Sabbat, het hy in die sinagoge ingegaan, en wat doen hy daar? Hy begin leer. So Jesus mors nie tyd nie. Hy kom op die Sabbat by die sinagoge aan, hy gaan dadelik in die sinagoge in, en hy begin hierdie mense leer. Vers 22. En hulle was verslae oor sy leer. Wie is die hulle? Die gemeente binne in die sinagoge. Die mense in die sinagoge, die klomp Jode wat daar gesit het. Okay, want onthou is die Joodse kerk. So hulle was verslae oor sy leer. Nou kry jy die woordjie want. Wat beteken want? Dit verduidelik, ek gee vir die rede. Hoekom is hulle verslae oor sy leer? Want hy het hulle geleer soos een wat? Gesag het. En nie soos die pastore en die dominees nie. Okay, kom aan. Is dit verrassend? Streng gesproke ja. Nie soos die skrifgeleerdes nie.
Want dit was die pastore en die dominees van daai tyd. Pastore hou nie van ek moet hierdie goed sê nie, maar dis die waarheid. So, ek lees hierdie vers. En ek lees dit, en ek lees dit, en ek lees hierdie hele hoofstuk, en ek lees hom weer, en ek lees hom weer, en ek sien iets. Hier's 'n kragtige getuienis op sigself. En waar kom dit vandaan? Deur die gesag wat in Christus Jesus werk. Kan jy sien? So met ander woorde, wat maak Jesus anders as die skrifgeleerdes en die fariseërs? Wat is die element wat hom anders laat lyk? Sy gesag. Hoor wat ek nou vir julle sê, en dit wil ek nou gaan sê, gaan dalk radikaal klink, maar dis die waarheid. Nie sy liefde nie. Nie deur krag of geweld, maar deur my gees. So met ander woorde, gaan wag in Jerusalem, totdat julle aangedoen word met dinamiet uit die hoogte, met krag uit die hoogte. Dan gaan julle die wêreld in en verkondig. Hoekom doen hy dit? Want dis sy voorbeeld. Jy gaan nie 'n impak kan maak in die lewe sonder die krag van die teenwoordigheid van God op jou lewe nie. Dit is hoekom jy die Heilige Gees nodig het. Dis hoekom kognitiewe kennis alleen kan nie 'n impak maak nie. Dit kan nie. Jy kan hoe slim wees. Jy het God se Gees nodig. So nou sê hy hierso, en hulle was verslae oor sy leer, want hy het hulle geleer soos een wat gesag het en nie soos die skrifgeleerdes nie. Van die eerste oomblik af wat Jesus begin bedien het, was daar 'n ongekende gesag. En julle, wat is gesag anders as die woord heerskappy? Hierdie ongekende gesag was die salwing waarin hy bedien het, en dit was sigbaar vir almal wat daar teenwoordig was. In vers 23 tot 26 vind ons die effek van hierdie salwing. Gaan kyk wat gebeur, omdat hierdie salwing teenwoordig is in sy lewe. En daar was in hulle sinagoge, so waar is ons nou nog? Ons is nog steeds in die kerk, né? Ons is nog steeds in die sinagoge in Kapernaum. En hulle was in hulle sinagoge, daar is in hulle sinagoge 'n man. Met wat? Met onreine gees. OK. So wat sit binne in die kerk? Nou is dit moontlik dat 'n man in die kerk kan sit met 'n onreine gees? For sure. Hier's een. En die skrifgeleerdes bedien elke liewe Sabbat. En niks gebeur met hierdie ou nie. Hy is een van daai gevangenes wat vrylating soek. Wat soek hy in die sinagoge? Hy het nie gekom om die diens te ontwrig nie. Hy het 'n begeerte gehad om los te raak, om vry te raak, om genees te raak. Nou kom hy en hy sit in hierdie kerk en niks gebeur nie. Week in, week uit, week in, week uit, week in, week uit. Hoeveel jare in my lewe het ek week in, week uit in 'n kerk gesit en niks het gebeur nie. Tot op 'n dag wat ek in 'n kerk ingestap het en hier sit 'n klomp happy clappies en ek dink totaal hulle is mal in hulle kop, want hoe kan jy nou vir die Here hande klap, want ek meen daar's mos nie 'n manier dat jy kan happy wees en gelukkig wees nie, want ons is daarom geleer stil, dis kerk nou. En as jy op die kansel klim, dan verander jou stem. Nou kom aan mense, en jy praat sag, en jy praat mooi. En hier kom Jesus, en hy bedien en iets val hulle op, as 'n ander anointing, daar's 'n ander gesag, en waar kom die gesag vandaan? Wie is hierdie man? Hy lyk nie soos die res van die skrifgeleerdes nie. Wat gebeur hierso, Here? En daar was in hulle sinagoge 'n man met 'n onreine gees. En wat gebeur? Jesus preek. Wat doen die gees? Wat doen hierdie man met die onreine gees? En hy het Nou julle, staan jy bietjie in een van die kerke op en skreeu kliphard uit, dan kyk jy wat doen hulle met jou. Hulle het my eintlik uit die kerk uit gegooi.
nie omdat ek geskree het omdat ek 'n demoon gehad het nie. Want ek vir daai kerk se leierskap gesê het, hierdie storie dat die pastoor al die skape moet inbring is nonsens. Julle is verantwoordelik om kry skape om hierdie gemeente te bou. Dis nie sy verantwoordelikheid nie. Toe staan daar so kort oompie op en hy sê, pastoor, jy's nou besig om hierdie kerk te mislei. Ons betaal hierdie pastoor om hierdie werk te doen. Hy is die ou wat hierdie kerk moet volmaak. Nie ons nie. Uit met hierdie ou. In die volgende oomblik toe tel hulle my op hulle arms bo, letterlik bo hulle kop en hulle maak soos 'n stoomtrein en hulle loop by so om die draai om die bank om al die duiwels in my te bind en hulle vat uit die deur oop gaan voor toe gooi hulle my daar buitekant uit op die plaphuisel buitekant en hier staan ek op en ek skud myself aan en dog liewe Here, wat het nou met my gebeur? Wat het ek nou verkeerd gesê? Nogal 'n vernedering hoor. Maar ek het daar opgestaan en gesê, Here, dit is waar die kerk is. Hy's vasgevang in sy tradisie en ek praat van 'n Pinksterkerk. Sê die woord van die Here nie, elkeen van ons moet disippels maak nie. Hoe kan daai oom van my verwag dat op van die pastoor van dat net hy dit moet doen? Hy word mos nou betaal. Dis gaan wonder Paulus wou nie 'n rand geld by hulle vat nie, sodat hulle geen druk op hom kon uitoefen om te sê ons betaal jou vir hierdie werk nie. Kyk wat clever daai. Okay. So luister mooi kind van die Here, wat gebeur hierso? Hier is die effek. Hierdie onreine gees manifesteer in vandag se terminologie. Die oomblik toe Jesus hoop bring, toe die salwing en die gesag van God teenwoordig is, kon daai duiwel nie verborge bly nie. Hy kon nie. Ek lees nie daar dat Jesus identifiseer hom en sê, hey, jy wat daar sit, kom bietjie hier nie. Nee. Terwyl Jesus met krag bedien. Onthou, die Bybel sê wat in die duisternis is, sal in die lig geopenbaar word. Wat op die binnekamer gespreek word, sal in die openbaarheid geroep word. En hier is Jesus en al wat hy doen is, hy is lig. En sy lig is so helder dat hierdie demoon wat wegkruip in daardie vlees wat daar sit en hierdie behoefte wat hom vashou, dat hy nie kan losraak nie. Hierdie demoon kon nie staan onder hierdie lig en die krag van God nie. Die enigste uitweg is gee pad. En hy kom uit hom uit. En hy gee pad. Hoe dat doen hy? Hy roep uit, hou op! Hy sê vir Jesus, hou op! Hou op wat doen? Hou op praat, hou op preek, hou op met hierdie krag wat jy het, gee pad hier. Hou op. Wat het ons met u te doen? Hoor dat sê hy, Jesus, herken hom, Nasareëner, waar het hy hom ontmoet? In die woestyn. Hy het hom geken, sondeloos, hy het die duiwel weerstaan. Het u gekom om ons te verdelg. Ek ken u wie u is. Julle nou wil ek sommer nou net sê wat sê Jakobus om terug te val nou na die vorige lesings toe. Jy glo dat God een is. Jy doen goed. Die duiwels glo dit ook. En hulle sidder. So wat sien hierdie duiwel? Geen ander God. Hy, die geopenbaarde een is hier. Wat daar in die tuin van Eden voorspel was, is hy. Ek gaan nie voor hom kan staan nie. Ek gaan nie hond afmaak voor hom nie. En wat doen hy? Hy release, hy los hierdie man in wie hy is en hy gaan. Ek ken u wie u is, die heilige van God. So die duiwels ken sy identiteit. Hierdie onreine gees openbaar homself in die teenwoordigheid van Jesus, omdat hy die gesag van God in Christus herken. Wanneer God se gees teenwoordig is, kan selfs die donkerste duisternis nie verborge bly nie, julle. Voor Christus het hierdie dinge nie gebeur nie. Nooit het iemand duiwels uitgedryf en oor demone geheers en siekes gesond gemaak soos Jesus nie. Ja, daar was geïsoleerde individuele gevalle in die lewens van die profete, maar jy moet mooi verstaan, daai profete het gefunksioneer onder dieselfde gees wat op Christus was. In Markus 2 vers 12 sê die mense,
sodat almal verbaas was en God verheerlik en sê, so iets het ons nog nooit gesien. So wat gebeur binne in daai kerk? Okay, daar's onmiddellike vibe. Okay? So kan jy sien, dit maak nie eintlik saak hoe mooi is die kerk nie. Dit maak nie eintlik saak hoe groot is die kerk nie. Dit maak nie eintlik saak of jy onder boom 5 Mik4 kerk hou nie. Jy het nie 'n gebou nodig nie. Jy het nie die kwaaiste orkes nodig nie. Jy het nie die beste instrumente en musiektoerusting nodig nie. Wat het jy nodig? Jy het die Gees van God nodig. En as ons, en daarmee sê ek nie, dis nie noodsaaklik nie. Want as ek gaan kyk na Salomo en Dawid, het hulle die beste vir sy Allerhoogste gegee. Okay? Maar dit is nie die bepalende faktor vir die teenwoordigheid van God nie. Die bepalende faktor is die heilige van God. Is jy afgesonderd vir die Here? Is jy 'n voertuig waardeur die Gees kan werk? Wie van julle het al by 'n tuinslang gekom, jou tuinslang daar by die huis gevat en dan, ons het maar sulke couplings wat jy so opdraai met so spuitnozzle en dan sit jy hom op. En dan ewe skielik dan spoeg hy hele ding hier af en dan jy nou net die tuinslang hier voor en dan spuit alles. Wie van julle het dit nou al? Okay. Nou as jy die tuinslang vinnig wil toekry, wat doen jy? Jy vou hom so toe. Woeps, hou die water op. Okay. Hier agter is daar nog 'n spul drukking. En daai tuinslang, solank as daai drukking minder is as daai tuinslang kan hanteer, gaan daai tuinslang nie bars nie. Nou as jy nou 'n lekker stuk pyp vat en iemand blaas daar agter. Kinders speel maar so met 'n pyp op. En blaas hulle so. Alkens geluid in die pyp. En iemand gaan voor en hy buig hy pyp toe. Wat gaan jy hier doen? Jou wange gaan opblaas. Okay, jy gaan 3 bar hier bo sit. Gaan lyk soos 'n ou wat kwaad is as 'n vrou. Nee, kom draai dit om vir 'n vrou wat kwaad is vir haar man. So onmiddellik. Die oomblik as daar nie vloei is vir die lig nie, dan is daar verstopping. Of daar verstopping is, kan die lig nie vloei nie. Hulle, dit is wat sonde in ons lewe doen. Dit bring verstoppings in ons lewe, dat die Heilige Gees nie vrylik deur ons kan beweeg nie. Solank as op my lewe in heiligheid is, en ek met die Here wandel, kan God my gebruik om sy klank en sy gees deur my te blaas soos 'n voertuig. Dis al wat ek en jy is, ons is 'n pyp waardeur die Gees van die Here, dis wat Jesus hier is, in sy menslike hoedanigheid is hy net die voertuig waarin die Gees van God heers. So hy kom wys ons hoe lyk 'n man wat in die Gees van God heers. Wat gebeur? Hier klomp mense is verbaas. Markus 1:27 sien ons die effek van die gesag waarin Jesus bedien het. En almal was verbaas sodat hulle onder mekaar vra en sê, wat is dit? Wanneer laas het ons in 'n diens uitgestap en vra jy, wat was dit? Watter nuwe leer! Daai woord met jonker, seker vir jou hoofletters geskryf. Ek moes hom eintlik aan rooi geprint het. Watter nuwe leer is dit dat hy met gesag ook aan die onreine geeste bevel gee en hulle hom gehoorsaam is. So wat is hierdie nuwe leer? Die gesag waarin hy bedien het. Kan jy sien? So die salwing, die teenwoordigheid van die Gees van God in sy lewe, is dit wat 'n impak maak. En dit is hoe Jesus geleef het. En dis eintlik waarby ek en jy moet uitkom. En nou wil ek sommer hierdie klip in die bos gooi. Want dis wat in my hart brand. As die kerk van Jesus hierdie land wil verander, is dit waar ons heen moet gaan. Is dit wat ons moet doen. Ons moet die plek word waar God deur ons kan regeer. So waar ons ook al beweeg, onder watter een van hierdie 9 verskillende of 11 verskillende tale in ons omgewings, dat die mense die teenwoordigheid van die Here in ons lewens kan ervaar.
met watter hy sê dat hy met gesag ook aan die onreinige en hulle ongehoorsaam is. Weereens is dit die gesag van Jesus wat hulle gedagtes vasgryp. Hulle verwys na hierdie gesag na 'n nuwe leer. Okay? En wat is hierdie nuwe leer, julle? Wat is hierdie gesag? Kom ek vra dit vir jou so, gekoppel aan hierdie nuwe leer. Waarmee open hy? Kom, nou gaan jy dit kan, want jy moes jou Bybel baie mooi gemerk daai jare toe ons dit aangebied het. Wat is hierdie gesag? Wat is hierdie nuwe leer? Koppel die gesag en die nuwe leer aan mekaar vir my vandag. Sit dit vir my by mekaar uit. Wat is dit? Waarmee open hy sy diens? Van wat? Van wat? Van die koninkryk van God. So die nuwe leer is dat die gesag van God is die koninkryk van God in Christus Jesus geopenbaar. En dit is vir my en jou, glo hierdie evangelie. Glo dat Christus gekom het om jou gesag te herstel. Glo dat Christus jou roep om jou in hierdie gesag vry te stel. Glo dat hy jou sonde kom wegvat het, sodat jy met God versoen kan wees en die Heilige Gees na jou te kan terugkeer. Dis die boodskap. So hierdie nuwe leer is niks anders as die boodskap van God se koninkryk, dat God koning in my en jou lewe moet wees in alle fasette van my lewe. Nou julle dink net 'n bietjie daaraan. As ek sê, as ons daar op die plek kan kom, waar God koning van my lewe is soos dit hy moet wees, wat gaan gebeur daar waar jy beweeg? Gaan goed gebeur of gaan niks gebeur? Goed gaan gebeur. Want jy gaan hom hoor vir jou sê hoor jy gaan bid vir daai ou. Jy gaan hom sê hoor jy gee vir daai ou daai woord. Jy gaan hom hoor as hy vir jou sê hoor jy doen dit vir my. Maar omdat ons nog sukkel tussen daai toebroodjie, tussen die twee kante, tussen die vlees en die geesdimensie, hier in die sielsdimensie, ons wandel daar, sukkel ons om letterlik 'n geesmens te word. Want selfs Paulus het daarmee gesukkel. Want hierdie body is vleeslik en dit stry teen die gees. Dis nie 'n verskoning. Okay? Maar Paulus sê, ek strek my uit daarna asof ek dit kan gryp. Ek is nog nie daar nie, maar ek wil dit gryp. So die gesag van Jesus tref hierdie mense. Die mense tref 'n onderskeid tussen Jesus en die ander geestelike leiers op grond van die autoriteit waarmee Jesus optree. Dit bring mee dat daar 'n gerug aangaande sy bediening deur al die streke van daardie land versprei word. Met hierdie gebeurtenis stel Jesus vir ons die voorbeeld hoe ons bediening behoort te lyk en ons 'n impak in mense se lewens te wil maak. Verstaan julle dit wat ek nou vir julle gesê het? Ons gaan nie 'n impak maak sonder die salwing van die Heilige Gees nie. Die effek van hierdie gerug was so groot dat vers 32 verklaar dat die hele stad teen sonsondergang voor die deur van die huis op Jesus gewag het om deur hom bedien te word. Hoekom teen sonsondergang? Want hulle was bang om mense te sien. Goeie geraaiskoot daai, maar dis nie die rede nie. Mens moet 'n kans vat. Nikodemus het daai ene gevolg. Sê weer? Yes. Die einde van die Sabbat. Want hulle kon net 'n x aantal tree loop op die Sabbat. Maar wat hier belangrik is, dat die gerug aangaande Jesus tref die hele stad. En almal gaan toe die Sabbat verby is. Hoor hulle, waar is hierdie Jesus? Nou julle, kom ons sê die diens was 10:00 die oggend. 6:00 die aand is die Sabbat verby. En hier begin die mense instroom by die honderde, as dit nie die duisende is nie. En hulle bring al hulle siekes, en almal wat van die duiwels besete is, bring hulle na Jesus toe. Hoekom? Want hulle het gehoor, Jesaja 61, hy maak slawe vry. Hy breek die bande van die goddelose. Hy maak mense wat gebonde is, maak hy vry. Hy verlos mense wat iewers aan siektes vasgevang is. Hulle het dit gehoor. Nou julle, is dit nie wat met die kerk eintlik behoort moet gebeur nie?
Ek sê vir in die eerste boeke van Handelinge gaan leer presies wat hier gebeur het. Hulle sê dat toe hulle sê die krag van die Here was so kwaai op die apostels, dat as Petrus verby hulle geloop het in die straat, het hulle siekes op draagbare uitgedra en langs die pad neergelê op draagbare, in die hoop wat sy skade weer op hulle sal val, en hulle genees sal word. Paulus vat op een plek 'n lap en hy sê, gaan sit dit op hulle, dat hulle genees kan word. Die krag van God is so op jou en op my, behoort so op ons te wees, dat ons lewens moet 'n wêreldeffek hê. Die feit dat die kerk 2000 jaar sukkel om die boodskap, die goeie nuus van die evangelie in die wêreld uit te kry, is die kerk se skuld. Die feit dat Suid-Afrika in hierdie gemors is die kerk se skuld. Want ons het nie gedoen wat ons moes doen nie. 10 jaar het ons gebid vir herlewing, toe retreat ons. Die oomblik toe Angus op die lappe kom en ons sien al die groot dinge gebeur, toe dink ons het gearriveer, kom ons hou nou op. Ek sal vir jou dit op skrif bewys. Ek het trek gehou van al die gebeure, oor 'n tydperk van 10 jaar. So ek wil jy moet mooi verstaan vandag. Dis die pad wat ek en jy moet loop. Dit klink bietjie far-fetched, né? Klink 'n bietjie of dit onmoontlik is. Dit is nie onmoontlik nie. By God maak dit nie saak of ons veel en of ons min is nie. Sê die skrif. By God maak dit saak of hy 'n hart kan vind wat onverdeeld op hom gerig is. En dis wat ons mis. Want ons aandag is verdeeld as gevolg van al die woelinge hier om ons en die dinge van hierdie lewe. Die sorge van die lewe. In Lukas 6 vers 17 word dit bevestig. En hy het met hulle afgeklim en op 'n gelykplek gaan staan en daar was 'n skare van sy disippels. Ek wil hê met die sit in nommer 1 boek in die woord skare. Soveel mense was daar. 'n Skare van sy disippels. En wat? Nommer 2. So wie was daar teenwoordig? Julle moet nou mooi kyk. Praat nie net noodwendig van sy disippels, sy 12 apostels nie. Hy het ander disippels gehad wat hom gevolg het. OK? So, daar's 2 kategorieë hier. Daar's sy disippels wie sy gereelde volgelinge is, wat hom volg waar hy gaan, en dan kry jy die samelopers, die groot menigte van die volk, wat kom, omdat hulle wil sien wat hy doen. Hoor jy wat ek sê? Nou kyk wat gebeur nou. En 'n groot menigte van die volk van die hele Judea, nommer 1, Jerusalem, die kusstreek van Tyrus en Sidon af, wat gekom het. Dan is daar 3 redes hoekom hulle kom. Om hom te hoor. Geloof kom deur die gehoor en gehoor deur die prediking van die woord. So dat is die eerste ding hoekom het hulle gekom. Hulle wou die goeie nuus hoor. Om van hulle kwale genees te word. Nommer 3, om die wat gekwel was van onreine geeste vry te maak. So kan jy sien, al hierdie mense kom met 'n spesifieke behoefte. En wat gebeur in Jesus teenwoordigheid? Die behoefte word aangespreek. Dit is hoekom, as ons nie die behoefte van mense aanspreek in die geestelike sfeer nie, dan faal ons dit. Maar nie net in die geestelike atmosfeer nie, ook in die fisiese rede. Daarom sê die Here vir jou, maak vir jou vriende die onregverdige mammon. As jy 'n koppie water vir iemand gee, is dit so goed of jy dit aan die Here gegee. As iemand koud is,
En hy het nie 'n kleed nie, gee hom 'n kleed. As hy naak is, klee hom, sê die skrif. As hy honger is, voed hom. Want hoekom? Want die kruis het 2 bene. Jy moet die Here jou God lief hê, met jou hele hart en jou hele siel. En daarmee gelyk jou naaste soos jouself. So kan jy sien, daai liefde moet presies wees soos hierdie liefde. Maar God kom eerste. Jou vertikale verhouding. En dan kom hierdie verhouding. OK. Die hele skare het probeer om aan hom te raak, omdat krag van hom uitgegaan het. En hy het almal gesond gemaak. Groot skares mense stroom na hom toe, omdat hy 'n reputasie van krag en gesag gehad het, waardeur hulle verlos kon raak van hulle ellende. Met al die ellende rondom ons is dit duidelik, dat die mense van hierdie eeu net so behoeftig en net so noodsaaklik vir hulle was, dat hulle die krag van God sou ervaar, as wat ek en jy dit vandag het. Dit is presies dieselfde, die tyd, die Bybel het net 'n blou baadjie aangehad, vandag het hy 'n geel baadjie. Ok, ek hoop nie ek kry 'n geel baadjie nie, maar hy het een aan. Ok, met hierdie voorbeeld daag Jesus elke Christen uit, om opnuut weer op te tree met dieselfde autoriteit. So ek en jy moet vandag verstaan, dit is wat die Here van ons verwag. Hy wil hê, jy en ek moet sy autoriteit uitleef. Hoekom? Want deur die pad van wedergeboorte het jy nuut geraak, en nou is jy sonde weggewas, toe jy dit bely het, en toe jy jou bekeer het. Nou is jy 'n nuwe skepsel in God. Johannes 1 vers 12, julle behoort hom almal te ken. Almal wat hom aangeneem het, het hy mag gegee om 'n kind van God te word. So kan jy sien, jy het kindskap. Op 'n ander plek sê hy, ons is in 'n hemelse plek, van waar ons saam met Christus regeer. Ek is nog nie in die hemel nie, maar ek kan vanuit 'n hemelse autoriteit regeer, omdat die hemel in my woon. As jy mooi daaraan dink. Met hierdie voorbeeld daag Jesus ons uit om op te tree met dieselfde autoriteit as waarmee hy opgetree het, omdat hy ons met God versoen het en die gesag wat Adam eens verloor het, aan ons terug te besorg. Christus is ons fondasie en niemand kan 'n ander fondasie lê as wat daar gelê is nie. Hy oorwin die Satan en die dood en vergeef ons sonde. Verder het hy ons weer met God versoen en ons verhouding met God herstel, sodat ons opnuut weer soos Jesus 'n mens kan word, waardeur God met sy koninkryksgesag kan regeer. Julle, en dit is die boodskap van die koninkryk. Ek en jy moet die plek word waar God regeer. En as God in my regeer, as God deur my regeer, sal daar 'n effek wees op hierdie aarde. Hy ontbind die krag van die dood en gee aan ons die ewige lewe wat Adam en Eva verbeur het. Ons kan op geen ander fondasie bou as op die rots Jesus Christus nie. En God verwag van sy kerk om op hierdie fondasie van Jesus voort te bou. So, hy is jou fondasie. Wat is die gesag waarin Jesus bedien het? En dis letterlik 'n paar bladsye, weet nie of ons gaan klaar kry nie. Kom ons kyk gou daar. Ons het reeds gesien dat Jesus die gesag was wat hom onderskei het van sy tydsgenote. Ons het ook gesien dat letterlik duisende mense hom daagliks gevolg het, Lukas 6, omdat hy 'n reputasie van krag gehad het om almal te help. As die autoriteit waarin hy dan bedien het, die deurslaggewende faktor was wat die skares gelok en bereik het, is die volgende vraag wat ons moet beantwoord. Waar het Jesus hierdie ongekende krag vandaan gekry? Julle, ons het dit al deurlopend vandag geantwoord. Maar kom ek bewys dit vir jou uit die woord uit. Ons vind hierdie antwoord op hierdie vraag in die openingsboodskap van Jesus. En nadat Johannes oorgelewer was, het Jesus in Galilea gekom en die goeie nuus van die koninkryk van God verkondig en gesê, die tyd is vervul, die koninkryk van God het naby gekom, bekeer julle en glo hierdie goeie nuus. In hierdie woord, julle ken almal hierdie volgende 2 woordjies, die woord evangelie, is daar 2 belangrike begrippe, die woord evangelie en die woord koninkryk. Ok, wat is die evangelie? Julle ken dit nou almal, ek gaan nie daarop tyd mors nie, dit is die goeie nuus.
So met ander woorde, wat verkondig Jesus? Die goeie nuus van die, wat beteken die koninkryk? Die koning en sy ryk, met ander woorde, God se plek waar hy regeer. As Jesus dan die evangelie van die koninkryk van God kom verkondig het, sê Jesus dat hy die goeie nuus bring van die plek waar God regeer. Julle, want wat het in Adam gebeur? Hy verloor die teenwoordigheid van Jesus. Hy verloor die teenwoordigheid van God se gees in hom. En hy word uitgesit uit God se teenwoordigheid uit. Buitekant die tuin van Eden. So wat wil God doen? Hy wil die sonde wat die muur was weggevat het, sodat hy ons met hom kon versoen het, en die oomblik toe Jesus uitroep, dit is volbring, toe is die versoeningswerk volbring, en wat word ek en jy? Of wat gebeur met ons? Die voorhangsel skeur, en daar kom 'n toegang vir elke mens wat nou glo in Jesus se verlossingswerk, om direk tot jou hemelse Vader te gaan. Daarom sê Jesus, so moet julle bid, ons Vader wat in die hemel is. So jy vra die Here self, jy praat self met God, die weg is oop. Hoekom? Want die oomblik toe die sonde weggevat is, toe is hierdie body, toe is hy meer 'n beperking vir God se gees om terug te keer nie. En daarom sê hy, jy moet weergebore word. Wat sê Johannes? Ek het gekom om met water te doop, maar hy wat na my kom, sal julle met die Heilige Gees en vuur doop. Wat is die vuur? Krag. Wat doen vuur? Dit verteer. Ok? So, die oomblik, as jy Jesus aanneem, word jy toebedeel met sy Heilige Gees en vuur, jy gaan die krag uit die hoogte kry, wat jou gaan help om sy opdrag in jou lewe te vervul. Baie mense kom nie by dit uit nie, want hulle probeer dit in eie krag doen. Gaan wag op God, totdat jy aangedoen is met sy krag, en jy gaan die heerlikheid van die Here in jou lewe sien gebeur. Ok. So wat is die rede vir sy gesag en sy autoriteit? Die hoofrede hoekom Jesus in sy menslike bediening soveel gesag gehad het, was omdat God self deur hom geregeer het. Jesus het vir ons kom demonstreer hoe lyk 'n koninkryks leefwyse. Met ander woorde, hy het vir jou kom wys, so lyk 'n mens onder die heerskappy van die Heilige Gees. En waar hy loop, wat hy spreek, gebeur. Wat hy beveel, kom tot stand. Wat hy genees, word genees. Wat hy bevry, word bevry. Ok, die rede van sy gesag, punt 4. Ek is nou daar. Daarom sê hy vir Pilatus in Johannes 18, julle lees 'n kwaai skrif. My koninkryk is nie van hierdie wêreld nie. As is 'n voorwaarde. My koninkryk is 'n parallel. Van hierdie wêreld was, sou my dienaars geveg het. Wat doen Petrus in die tuin toe hulle Jesus gevange wou neem? Hy trek die swaard en hy skap. Hy was nie sy oor afkap nie, hy was die kop afkap. Die ou het gedak. Okay? Wat doen Jesus? Die Bybel sê net om genees. En hy sê, laat staan dit. Ek het nie gekom om in die wêreld te veg nie. As jy kan net nie my Vader bid vir 'n legioen van engele en hy sal hulle vir my gee nie, het hy my nie geroep om in die beker te drink nie. Ek moet hierdie pad loop. Moenie bekommerd wees nie. Ek het ons julle gesê, ek gaan sterwe maar ek gaan opstaan. Want die dood kan my nie vashou nie. So wat is die rede vir die gesag? Nou kom Pilatus en Pilatus vra hom hierdie vraag. Hy sê, is u dan die koning van die Jode? Wat antwoord Jesus hom? U sê dit. Punt. Hy brei nie op uit nie. U sê dit. Nou gaan Pilatus buitekant toe. Nou sê hy vir die mense wat daar buitekant skreeu, kruisig hom, ek vind geen skuld in hom nie. Vat julle hom en kruisig hom. Nee, kruisig hom, bevind hom skuldig.
Nou gaan hy terug na Jesus toe. Nou is daar 'n groot rumoer. Nou vra hy vir hulle. Miskien moet julle net vir my bid. Dan voel hierdie operasie kap my nou. Vader, ek bid in hierdie oomblikke vir U krag en U Gees net om klaar te maak. Dankie, Here. In Jesus naam. Dankie, Jesus. Ek gaan net hierdie stukkie afsluit. My koninkryk is nie van hierdie wêreld nie. As my koninkryk van hierdie wêreld was, sou my dienaars geveg het. Dat ek nie aan die Jode oorgelewer word nie, maar nou is my koninkryk nie van hier nie. So wat sê Jesus? As ek in hierdie wêreld gefunksioneer het, sou my soldate, sou my disippels met die swaard geveg het. En julle het gesien hulle het nie. Ek veg nie so nie. Ek kom in die hemelse koninkryk. In 'n krag wat onberekenbaar is. Nou sê hy vir Pilatus, toe Pilatus vir hom sê, antwoord jy my nie? Die tweede keer toe hom vra, is hy die koning van die Jode? Antwoord Jesus hom nie. Hy sê, weet u dat ek mag het om u vry te stel en of om u te kruisig? Nou sê Jesus vir hom, jy wat aan die hoof van die Romeinse ryk staan hier, sou geen mag oor my hê, behalwe die mag wat God jou nou gegee het nie. Geen mag. Op grond van dit staan hy op. Hy was sy hande en hy sê, ek vind geen skuld in die man nie. Hy skryf 'n opskrif teen die kruis. Hy is die koning wat julle verwag. Ek wil vanaand vir jou sê, daar is net een plek waar ek wil wees en waar ek moet wees en waar ek kan wees. En dis deur die krag van God in sy koninkryk. Ek weet nie jy nie. Hoe het hy dit bewaar? As die laaste ding, ons sal daarby miskien gaan stil staan die volgende keer sal ek dit vat. Of julle kan dit maar gaan deurlees volgende week in hierdie tyd. Dit gaan oor twee dinge. Sy intieme verhouding in gebed met sy hemelse Vader. En nommer 2, die woord van God in sy hart wat leef. So ek wil vanaand vir jou vra, begin God soek in sy woord, maar ook in gebed. En bid hierdie gebed, dat sy heerlikheid in jou gestalte kry, sy gesag en sy krag. Dan sal die Here jou vorentoe vat. Vader, dankie vir u woord. Dankie vir u liefde. Dankie vir u genade. Dat u ons sal verdaag in die liefde. Dat u ons op die bestemde tyd weer by mekaar sal bring. In Jesus almagtige naam. Ek eer u daarvoor, Vader.